So goeiemôre julle. En dis regtig lekker om na sy woord toe te draai, soos ek gesê het, om hierdie reeks, die tweede helfte van die storie met julle te deel vinnig. Ek's regtig mal oor hierdie storie van Josef, en die einde van elke jaar lees ek hom deur. Dis so 'n ryk narratiewe storie, daar's soveel detail en betrokkenheid en emosie in hierdie storie. Dis regtig hartseer dat ons nie meer na hierdie literatuur toe draai nie. Die Bybel is so ryk aan narratiewe stories wat jou lewe kan verander. Hierdie is een van hulle. En so God besluit aan die einde van Genesis, na die groot narratiewe van Abraham en die klein narratief van Isak en groot narratief van Jakob, fokus hy op hierdie tweede jongste seun Josef, en hy vertel ons een van die grootste narratiewe in die boek Genesis. En is hierdie mooi storie van Josef. En Josef is 'n mooi storie, want Josef is die boekenend van Moses. Na Josef is daar 400 jaar en toe kom Moses. En so Josef is die einde van 'n era. Iets waaraan jy moet vashou wanneer dit vir baie lank gaan stil word. Iets waaraan jy vashou, 'n storie waaraan hulle vir 400 jaar moes vashou voordat God weer praat. En baie keer voel jou jaar lank en dit voel soms asof God ver is. Daarom hierdie narratiewe. En is vir my so 'n indrukwekkende verhaal wat gebeur. En so die hart agter dit, die boodskap agter hierdie twee preke, sodat jy die praktiese element sal verstaan, of sal huis toe vat as jy so wou, is hierdie gedagte van 2026, ons leef op 'n manier waar ons altyd net 'n reaksie het. Ons altyd net reageer. Ek moet laasweek 'n voorbeeld gebruik, 'n simpel voorbeelde, maar ek wil nie diep gaan nie, maar 'n taxi stop voor jou en druk die hoeter en jy weet, waar het jy jou lisensie gekry, of ons het sekere woorde, of sekere goed wat ons doen. Jou eerste reaksie is altyd 'n natuurlike een van Adam en in sonde. Jou eerste reaksie is altyd 'n natuurlike een, gegrond in Adam en sonde. En daarom is jou reaksies wanneer jy beklei met jou vrou, wanneer jou kind iets doen en jy's kwaad, en jy's moeg na 'n lang dag by die werk, en jou kind maak 'n klein fout en jy spring op hulle met 'n reaksie wat nie verstaan kan word nie, want dis nie 'n reaksie in proporsie nie, dis omdat dit jou natuurlike reaksie is. Omdat dit die sonde hier binne in jou is wat woed. En wat ek wil hê, wat ek julle in hierdie jaar mee wil instuur om mee te gaan worstel, sou julle kies om dit te doen, is ek wil vir jou sê dat 'n reaksie maak jou net 'n refleksie. Jou reaksies by die werk, by die huis, meeste van die tyd, is jou reaksie net 'n refleksie. En jou reaksie reflekteer jou wêreld om jou. So die taxi jaag deur 'n rooi lig en jy het iets daaromtrent te sê en jy's kwaad. Hoekom? Want jy reflekteer sy woede, sy sonde, sy kortaf, sy onbeheerbaarheid, sy swak selfdissipline. En dat jy swak selfdissipline, want jy reflekteer wat daai ou doen. Hoekom is dit dat ons sonde sien en sonde reflekteer? Adam. Dis die mens. Ons dink te veel van mense. Al wat die mens kan doen is reflekteer wat om hom aangaan. Ons is geskape na die beeld van God. Ons is beelddraers. Dis wat ons is. Ons is beelddraers. Die vraag is, wie se beeld dra jy? En die waarheid is, mense, die mensdom, reflekteer dom mense. Dis die waarheid. Die mensdom reflekteer dom mense. En daarom 'n redder, daarom Jesus. Moenie dink jy's spesiaal nie, jy's nie spesiaal nie, Christen. Jy reflekteer dom mense, daarom tyd met Jesus. Want dis belangrik om te vra, wie reflekteer ek? En daai is my woord. Daai is my simpel Afrikaanse woord wat ek uitmekaar uithaal en probeer aan mekaar weer plak. Die woord is reaksie. Dis my logo skyfie. Reaksie. Kan jy teruggaan na my logo skyfie toe, né? So my vraag in my hart is, hoe reageer jy? Nie reaksie nie onmiddellik terugpraat nie 'n onmiddellike woordjie nie. Ek wil weet, wat is jou reaksie wanneer jy gaan stil word en dink, hoe is ek veronderstel om te reageer? En ek trek hom uit mekaar uit, want die RE is vir jou reaksie,
maar jou reaksie gaan reflekteer wie jy ag en wie jy eer. Dis hoe jy moet reageer. Stop eers en vra, wie eer ek? Wie ag ek? Wat's my reaksie? OK, so as julle dit in julle harte vashou, my sinnetjie, my groot diep teologiese sinnetjie vir dies wat dit aan daaraan wil vashou, is die reaksie wat die potensiaal het om die natuurlike verloop van dinge om te keer of te verander, is nie natuurlik nie. Dit het minder te doen met jou reaksie en meer te doen met wie jy ag en wie jy eer. Jou jaar 2026 het minder te doen met wie jy dink jy is en hoe jy goed kan hanteer, jou reaksie. Dit het minder te doen met jou talente en jou slim wees en jou karakter en jou kultuur en jou taal en jou agtergrond of selfs jou godsdiens. Dit is jou natuurlike reaksie as 'n Christen. Dit het baie meer te doen met wie jy daagliks ag, wie jy daagliks eer en aan wie jy die hele tyd dink. Ek hoop dit maak sin. Dis hoe ons moet reageer. Dink aan Jesus se bergpredikasie. Wat sê Jesus oor hoe jy moet vergewe? Dis een wat 'n mens baie oor kan preek. Want ek sukkel ontsettend met hierdie. Die natuurlike reaksie is ek vergewe jou as jy berou het, ek vergewe as jy vergifnis vra, ek vergewe jou. Jesus is vergewe totdat wat? Vergewe. 70 maal 7, vergewe net. Ja, maar Here, vergewe. Ja, maar vergewe. Die reaksie wat jou jaar kan verander, gaan oor of jy die bergpredikasie ag. Ek moet jou vergewe. Ek wil jou dalk nie vergewe nie, dis nie my natuurlike reaksie om jou te vergewe nie, maar ek ag en eer God en hy sê ek moet jou vergewe. So ek vergewe jou. Dis hoe ek reageer. Maak dit sin? Hoe praat hy oor jou vyande? Wat kan jy doen met jou vyande? Wat is jou reaksie as iemand jou 'n vyand is en hy sit homself voor jou en hy wil jou stop? Wat is jou reaksie teenoor 'n vyand? Wel, hoe sê God moet jy reageer? Bid vir hulle? Seën hulle? Wens hulle goed? Dra hulle wapenrusting? Doen moeite vir jou vyande? Dis nie 'n natuurlike reaksie nie. Christen, hou op dink, jy gaan net natuurlike Christen kan wees. Jy gaan nie kan nie. Dis te moeilik. Dis nie ingewikkeld nie, maar dis nie maklik nie. Jy moet God eer en ag. En so met daai agtergrond, laasweek gaan luister asseblief as jy nie het nie na laasweek se boodskap. Daar's baie in dit in die agtergrond wat ek nie nou gaan invul nie en dis nogal goed om dit te verstaan om by vandag sin uit te kom. Maar laasweek het ons gaan kyk na ou Josefie. Hy was 17 jaar oud en hy was bederf want hy was sy gunsteling seun van sy pa se gunsteling vrou. En ons het gesê as jy 'n gunsteling vrou het, is dit 'n groot probleem en as jy 'n gunsteling kind het, is dit nog 'n groter probleem. En so Josef is gebore in 'n probleemfamilie. Dis duidelik. En hy's 17 en hy's bederf en sy klere is mooier as almal sin en hy sit 'n bederwe brokkie en sy broers en sy familie ag hom nie, verkoop hom, hy word 'n slaaf, hy word verkoop as 'n slaaf in die slawemark. Potifar, hierdie wrede generaal van 'n weermag wat die wêreld net doodmaak op gruisame maniere. Jy wil nie eens in die klassieke kultuur ingaan en sien hoe wrede die Egiptenare was nie. En hierdie man Potifar is die generaal van hierdie wrede weermag. En Josef is in hierdie wrede huis, tussen hierdie gode, en hy is 'n slaaf binne in iemand se huis. En nie net dit nie, maar soos Josef hard werk, misbruik hulle hom, en begin hy net al hoe harder werk, en al hoe meer doen, en al hoe meer verantwoordelikheid kry, in hierdie goddelose plek. En hy's van Potifar se huis af, beskuldig vir iets wat hy nie gedoen het nie, en hy word in die tronk gegooi. En in die tronk probeer hy net sy karaktertjie skyn, en daar word hy meer verantwoordelikheid gegee, en daar moet hy al die werk doen van almal wat te lui is om te werk, en hy moet net alles doen in die tronk. En daar in die tronk ontmoet hy iemand wat vir sy hulp vra, hy help die persoon, hy sê, dink aan my, as jy teruggaan na die koning, wat my kan help, praat met hom oor my, en die vriende wat jy help, vergeet van jou. Eventueel, baie jare later, is Josef 30 jaar oud, in sy 30s. En eventueel het Farao 'n droom, 7 maarkoeie, 7 vetkoeie, 7 maarjare, 7 vetjare, 7 oorvloedjare. En Josef
vertaal hierdie droom deur God se genade. En Farao stel hom in beheer van sy hele land, sodat Farao in niks hoef bekommerd te wees nie. En ek wil nie op al die versies fokus nie, al het ek van hulle op die skyfie. My vraag is net, gaan na die volgende een toe. Aan. Ek wil vir julle hierdie vraag vra, nog eenetjie. Ek wil vir julle hierdie nog een. Ek wil vir julle nog een. Ek dink. Ja, nee man. Farao, ek kan nie jou droom vir jou verklaar nie. Ek kan dit nie doen nie. Jy sê nie vir die Farao nee nie, maar hy sê net God kan. Josef se reaksie deur al sy moeilike omstandighede is God, dis al. God is wie hy sê hy is. My vraag van laasweek was, hoe reageer jy in moeilike omstandighede as dit voel asof God jou verlaat het, hou jy nog steeds vas aan God? Josef het vasgehou aan God, al was dinge moeilik. Dit was laasweek se boodskap. En hy sê, ek kan niks doen nie, maar my God sal my God kan. En toe sê Farao, en wel nou dat jy wonderlik is en alles beheer, gee ek vir jou Egipte. God is met Josef. Ek wil julle almal moet hierdie sien op die skyfie. Gaan aan. Come on. Is hy nie daar nie? Daar. Ja, dis die een. Dis wat ek wil hê julle moet sien. Dis wat jy moet voel van laasweek. God is met Josef, maar letterlik gaan lees die storie, die Bybel sê, God het Potifar geseën. En Potifar was oor niks bekommerd behalwe wat hy wou eet nie. God was met Josef in die tronk en die tronkbewaarder was oor niks bekommerd nie. God was met Josef en die Farao het oor niks bekommer nie. Hy het net ryker geword. Die Bybel sê vir ons dat toe Josef klaar is met sy amp as tweede in beheer van Egipte, was Farao die rykste man in die wêreld. Hy het elke Egiptenaar en mense aan die buitewyk en elke plaas en elke bok en elke dier en elke koei besit. Dit was sy besitting. Mense het gewerk as slawe vir die Farao as gevolg van Josef. Farao het vir niks gevra nie, hy het alles besit. Dink 'n bietjie daaroor. En so my vraag aan jou, soos ons draai na vandag toe, is as God met jou is, en dit lyk asof almal om jou geseën word, hoe reageer jy? Hoe reageer jy as jy 'n Josef is? Wel, Josef reageer in 'n baie interessante manier. My vraag aan jou is, wat sal jy doen as jy alles kry wat jou hart begeer? Sal jy God nog steeds nodig hê? Sal jy God nog steeds nodig hê? As baie mense wat sê ja, maar leef nee. Hulle laat God te vinnig gaan, wanneer dinge moeilik gaan. So, om te draai na vandag se storie toe, is ons in Genesis 41. En ek gaan net hier en daar vir julle versies gee, maar in Genesis 41, na 7 jaar was die graanskure propvol. 7 jaar van oorvloed en Egipte is vol kos en die 7 jare is klaar. Daar was soveel graan in Egipte, soos die sand van die see, sodat Josef nie eers meer boek gehou het van al die graan wat ingekom het nie. Josef kon nie eers meer telling hou van wat hulle alles, hoeveel kos hulle opgegaar het in 7 jaar nie. In daai 7 jaar, Josef is 'n aantreklike ou, ons het dit laasweek gesien, gespierd en aantreklik. Hy is tweede in beheer van Egipte. Natuurlik gaan hy trou. Met wie trou hierdie Joodse seentjie wat glo in die enigste God? Interessant, die Bybel vertel ons. Josef trou, moet 'n baie belangrike vrou wees, want hy's 'n belangrike man. Josef trou met een van die belangrikste hoëpriesters in Egipte. Een van die belangrikste gode in Egipte se hoëpriester. Josef trou met sy dogter. Dit weer vir jou sê. Josef trou met die hoofpriester se dogter. En hierdie hoofpriester is die priester van een van die belangrikste afgode in Egipte. Ons weet wat het met Salomo gebeur. Ons weet wat het met Dawid gebeur. Wat gaan met Josef gebeur? Is die vraag, as Josef trou met 'n afgodpriester se dogter.
En die Bybel sê vir ons, hy kry 2 kinders. Die eerste kind noem hy, sodat hy homself herinner wie hy is. Die eerste kind noem hy Manasse. My God het my al my swaar kry laat vergeet, en alles wat my familie teen my gedoen het, is verby. Hy noem sy kind 'n herinnering aan God se goedheid in sy lewe, ten spyte van sy swaar kry. Hy kry nog 'n kind, en hy noem daai kind Efraim. En elke keer as hy sy laaitjie roep, sy seentjie roep, dan herinner hy homself in hierdie goddelose plek, met hierdie vrou wat sy pa afgodery beoefen en bloed drink en al hierdie wrede goed doen. Hy noem sy jongste seentjie, God het my voorspoedig gemaak in die land van my swaar kry. Ons sing daai liedjie party Sondag. In the land of my suffering, blessed be your name. Dit kom daar uit, dis Manasse. Ag, dis Efraim. God het my geseën in 'n land van swaar kry. Dink aan wie Josef is en verstaan hoe hy, wat sy reaksies is en hoe hy reageer in situasies. Dis vir my asemrowend, net dit alleen. En so die mense, vers 57 van hoofstuk 41, die mense uit die omliggende lande het ook by Josef kom graan koop, omdat die hongersnood die hele wêreld getref het. En hier verander die musiek in die play, nê? Die musiek raak dramaties. En ewe skielik sê die Bybel vir jou, daar in 'n land, noord van Egipte, word dit genoem Kanaan. Daar's 'n man, 'n belangrike man, sy naam is Josef, en sy seuns is honger. En die storie draai. Weg van Egipte af, terug na Josef se familie toe. En Josef se familie daar in Kanaan is honger. En hulle moet by Josef kom kos koop. En so wat gebeur is, Josef se pa, dis so mooi, gaan lees die storie, Josef se Jakob draai na sy seuns toe. En dis so interessant hoe die Bybel dit sê. Jakob kyk na sy seuns, en hy 11 seuns, en hy sê vir hulle, hey, wat staan julle, wat sit julle rond en niks doen nie? Staan op en gaan koop vir ons kos. Ek hoor daar's kos in Egipte. Dis 'n tipiese pa met ouer seuns. Hierdie seuns is al oud, né? Want Josef was 'n jong mannetjie. Hy was 17. Die pa kyk na sy ouer seuns wat net lui sit en niks doen nie, krepeer van ellende, honger, eet net neute en heuning heeldag, want is al wat hulle het is bietjie neute en bietjie heuning. En die pa's honger en die seuns doen niks en hy sê, "Hey, wat sit julle net so rond en kyk vir mekaar? Staan op en gaan koop kos in Egipte. Ek hoor daar's baie, sodat ons kan lewe en nie sterwe nie." Praat hy met sy lui seuns. En so wat gebeur is, hulle saal hulle donkies op, al die seuns behalwe Josef se boetie, Benjamin. Hoekom? Want hy was nou Jakob se gunsteling seentjie. Die enigste seentjie oor van sy gunsteling vrou is nou Benjamin. En so Benjamin bly agter, en die ander 10 seuns gaan Egipte toe om kos te koop. Lang storie, ek gaan nie al die detail vir julle gee nie, want ek wil by 'n punt uitkom wat ek wil hê julle moet raak sien, maar gaan lees die storie saam met jou Bybelstudie, dit is so interessant. Ek wil die storie optel in Genesis 42 vers 18 tot en verder. So as jy jou Bybel oop het, dis 'n goeie plek, ek gaan 'n bietjie daar lees. Genesis 42 vers 18. Hoor wat gebeur. Hulle kom voor Josef. Is ek op die regte plek? Ja. Hulle kom vir Josef om kos te koop. En Josef kyk na hulle en hy herken hulle. Hulle herken hom nie, maar hy herken hulle. Die boeties wat sy lewe gesteel het. Die boeties wat hom in 'n land van swaar kry onderdompel het. Jare se swaar kry. Josef is nou al 40. Jare se swaar, wel daarom nog heeltemal amper 40. Jare se swaar kry. Gesteelde lewe saam met sy ouers. En hy kyk na hierdie wrede boeties en hy herken hulle. Hulle herken hom nie, sy kop is geskeer, hy het 'n ponytail, hy's vol make-up, julle weet hoe lyk die Egiptenare, hulle herken glad nie hierdie boetie van hulle nie. En ek tel die storie op in Genesis 42 vers 18, hoor hierso asseblief. Hoor die reaksie van Josef se boeties en Josef se pa. En ek wil jou vra, is dit hoe jy sal reageer? Op die 3de dag gaan Josef terug na sy boeties toe en hy sê vir sy broers,
Ek dien die enigste God. Baie interessant. Josef, alhoewel hy nie vir hulle vertel wie hy is nie, vang die storie, verstaan die storie, is in 'n land van afgode. Hy staan voor Jode wat een God dien, en Josef verklaar aan hulle, ek dien ook God. Nou onmiddellik as iemand vir jou sê, ek's ook 'n Christen, as jy veronderstel om bietjie meer positief te wees. Dis soos, ons dien dieselfde Here, né? Bietjie meer 'n positiewe verwagting in die gesprek te hê? Nie hulle nie. Nie hulle nie. Alhoewel God vir hulle probeer sê, hier's iets goeds aan die gang, want hierdie wrede koning van die wêreld, Josef, wat voor hulle staan met al sy mag, hey, ek dien die ware God. Hoor wat sê hy? Ek dien God. As julle maak soos ek sê, sal julle lewe. As julle werklik eerlike mense is, sal een van julle in die tronkie agter by my saam bly. Josef weet nie of hierdie oudjies verander het nie. Josef weet nie of hulle verander het nie, of hulle nog sulke skurke is nie. En hy sê, die ander van julle kan egter huis toe gaan, met die kos wat vir julle gegee is en vir julle gesinne. Vers 20, maar julle moet julle jongste broer volgende keer saambring. So sal ek weet of julle die waarheid praat en of julle spioene is. As julle dit doen, sal ek julle lewens spaar. Hulle het hierdie reëling aanvaar. Vers 21. Die broers het toe onder mekaar begin praat in Hebreëus. Josef praat in Egiptiese taal. Hierdie broers dink hulle kan nou Afrikaans praat en niemand verstaan hulle nie. Hulle is met my hierdie snaakse scenario. Maar Josef kan nog steeds sy moedertaal verstaan. En nou, want hy het deur 'n tolk gepraat en hier begin hierdie boeties praat. Hoor wat sê hulle. Hierdie, en dis wat ek wil hê jy moet hoor. Hierdie ding wat nou met hulle gebeur, waar een boetie moet bly en die ander boetie moet kom, hierdie tragedie wat hierdie boeties nou beleef. Ek meen, hulle gaan kos kry, maar hier's nou 'n tragedie. Hierdie het nou alles met ons gebeur, oor wat ons lank gelede aan Josef gedoen het. Ons kry nou so swaar, want ons het 20 jaar terug gesonde gedoen, en nou is ons gestraf. Kyk die reaksie. Kyk hoe reageer mense wat met skuldige gewetens deur die lewe loop. Alles wat met hulle gebeur is God se straf. Oor een of ander sonde wat hulle lank terug gedoen het. Julle ken sulke mense, dalk is jy so 'n persoon. Elke tragedie is, God is teen my. God straf my nou vir wat my pa gedoen het. Dis ek so hartseer as dit is hoe ons reageer wanneer tragedie kom. En hierdie ouens reageer, Josef het nooit so gereageer nie, maar hulle reageer so. Hierdie gebeur nou, omdat ons lang gelede iets verkeerd gedoen het. Ons het sy angs en benoudheid gesien. Hulle onthou dit nog asof dit gister was. Hulle het nog nooit vergifnis gesmaak nie. Ons het sy angs, Josef se angs en benoudheid gesien en gehoor hoe hy gesmeek het, maar ons het ons doof gehou. Jare terug, en hulle praat nog met mekaar asof dit gister gebeur het. Dis hoekom hierdie moeilikheid nou oor ons kom. Dis hoe hulle reageer. Is dit hoe jy gaan reageer? Is dit hoe jy voel? Dis nie hoe Josef gereageer het nie. En so nou sit jy met hierdie mense wat in sonde leef, in vers 22. Hoor nou wat sê Reuben. Dit is so tipies hoe ons reageer. Reuben, die een wat gesê het, moet hom nie doodmaak nie, hy is die oudste boetie. En toe hulle hom wou doodmaak, toe sê hy, nee, moet hom nie doodmaak nie. Hoor wat sê Reuben. Het ek nie vir julle gesê om dit nie te doen nie? Het ek nie vir julle gesê dis 'n verkeerde ding nie? Ek meen, Reuben gaan saam met hulle, Reuben verkoop hom, Reuben doen wat sy boetie sê, maar nou ewe skielik wanneer dinge moeilik gaan, I told you so. Hoe reageer jy in moeilike omstandighede? I told you so. Ek is onskuldig, dis nie my skuld ons word nou gestraf nie, ek het jou gesê, wat maak jy? Dis 'n reaksie, dis nie hoe ons reageer nie. Maar dis 'n reaksie. En so Reuben se reaksie is, arme ek, maar julle wou mos nie na my luister nie. Nou gaan ons almal sterf.
omdat ons Josef vermoor het. Nou gaan ons almal doodgaan. O, sien julle dit? Moenie sulke mense weerspieël nie. Moenie te lank na sulke mense kyk en absorbeer wat hulle reageer nie. Anders gaan jy ook so raak. As jy te lank staar na jou goedheid, gaan jy dink, ag, ek verdien dit. As jy te lank staar na jou swaar kry, gaan jy dink, ek verdien dit. En nie een van die twee is waar nie. Jy verdien nie jou rykdom nie, en jy verdien nie jou swaar kry nie. En as jy te lank staar na mense wat se reaksie is verdienste, dan gaan jy nie genade raak sien nie. En hierdie boeties is nie soos Josef nie. Hoor hoe gaan die storie aan, vers 23. Hulle het natuurlik nie geweet, Josef verstaan alles wat hulle sê nie, want Josef het deur 'n tolk met hulle gepraat. Josef het dadelik omgedraai, weg van hulle afgestap, want hy kon sy trane nie meer terughou nie. Sien, Josef is nie soos hulle nie. Josef is nie kwaad nie. Josef mis sy boeties. Josef is, nou is alles. Josef mis sy boeties. Josef huil, terwyl hulle dink hulle gaan doodgaan. Hoor vers 25. Josef het opdrag gegee dat die broers se sakke vol graan gemaak moet word en dat die geld wat hulle betaal het, bo-op in die sakke teruggesit moet word. Hy het ook vir hulle padkos vir die pad gegee en sy amptenare het dit net so gedoen. Hulle dink God straf hulle en God seën hulle. Jy het dalk hierdie storie verkeerd gehoor, maar jy sal later aan sien. Nader aan soos nee, die geld wat julle in die sakke was julle sin. God seën jou terwyl jy kla. Hoe? Hy maak jou sak vol. Hy gee jou geld terug. Hy gee jou padkos en dink julle hierdie boetie sien God raak? Nee. Want hulle het 'n reaksie op hulle omstandighede. En as jy nie God se goedheid in jou lewe kan raak sien nie, kan God niks vir jou doen nie. Jesus dryf duiwels uit en hulle sê, jy doen dit deur 'n duiwel. En hy sê, laster teen die Heilige Gees, hoe sal jy vergewe word? Wanneer ek iets goeds vir jou doen en jy sien dit nie raak nie, hoe kan ek enigiets vir jou doen? Sien my raak. Sien hoe ek hierdie duiwel uitdryf. Sien hoe ek jou seën. Want as jy my nie sien nie, sien jy my nie. As jy hom nie sien nie, kan jy hom nie sien nie. Maar hulle sien nie al die seëninge van God in hulle lewens nie, want hulle reaksie is foutief. Daarop het hulle die graan op die donkies gelaai en die tog huis toe aangepak. Toe een van hulle sy sak oopmaak om kos vir die donkies te gee, kry hy sy geld bo in die sak. Haai, kom kyk hier, skree hy vir sy broers. My geld is hier bo op my sak. Prys die Here met blye galme, God is goed vir ons. Nee. Hulle het hulle doodgeskrik en vir mekaar gesê, wat het God met ons laat gebeur? Nou, hoe dom moet jy wees om te dink, 'n land soos Egipte gaan jou sakke vol kos maak en jou padkos gee en jou net laat gaan met jou geld? Hoe dom dink jy is die polisie? Okay? Hulle gaan agter jou aankarring en hulle gaan jou doodmaak. Maar hier sit hulle met al die geld en hulle dink ons is gekus. Wat het God met aan ons gedoen? Wow. In plaas om te sê, Here, U seën ons so, U seën ons en ons het niks, die Here vloek ons. Wat het God met ons laat gebeur? Jakob het uitgeroep. Jakob roep uit. Nou, ek skiep 'n paar stories daar, maar hulle is honger, die kos raak klaar, hulle moet teruggaan om nog kos te kry, hulle sê Benjamin moet saamkom, Simeon is in die tronk, en die pa Jakob, hoor hierdie storie, alhoewel daar padkos was, en die sakke vol kos is, en hulle geld is teruggegee, en die man met wie hulle praat, dien dieselfde God as hulle. Ten spyte van alles wat sê, God is in hierdie storie, soos Josef gesien het, God is in sy storie, kan hulle sien, God is in hulle storie, maar nie die broers of die pa met sy favorite vrou kies om God in die storie te sien nie.
Die pa, die seuns is soos die pa, want hoor wat sê die pa ten spyte van alles, al is daar is seer kry, maar hulle kan God nie in die seer kry sien nie, want hoor wat sê die pa, toe hy die seuns hierdie storie kom vertel. Julle beroof my van my kinders. Josef leef nie meer nie, en Simeon is nou in die tronk en hy's weg. Nou wil julle Benjamin ook wegneem? Hier is die woorde. Alles is teen my. 2026 is 'n jaar om reg te reageer. Christene, ons kan nie bekostig om net 'n reaksie te hê, alles is teen my nie. Ek wil vinnig maak, ek wil dit vir julle weer wys. Genesis 43. In Genesis 43 sien jy hierdie selfbejammering, hoor vers 6. Baie ontsteld sê Jakob, hoekom het julle hierdie moeilikheid oor my gebring? Wie het die gunsteling vrou gehad? Jakob. Wie het 'n gunsteling seentjie gehad? Jakob. Wie het sy kind meer bederf as sy ander kinders? Jakob. Wie het woede tussen sy kinders veroorsaak? Jakob. Wie blameer Jakob? Almal behalwe homself. Wie blameer jy? God, almal om jou, die wêreld, die politiek, die ANC, belasting, wie blameer jy? Wat is jou reaksie? En so hy sê, hoekom het julle hierdie moeilikheid oor my gebring? Hoekom het julle die man vertel dat julle nog 'n boetie het? Hoekom praat jy die waarheid? Jok net so bietjie, dan sal dinge net beter gaan. Vers 14. Hoor nou hoe seën hy sy seuns met Benjamin, soos hulle nou moet gaan kos koop. Hoor vers 14. Hoor hoe seën hierdie pa van geloof, Abraham, Isak en Jakob. Hoor hoe seën Jakob sy boeties, soos hy nou daar weg is met al die seuns. En Jakob is alleen. Hoor hoe seën hy sy boeties, as sy seuns. Vers 14. Mag God almagtig julle genadig wees wanneer julle by die man aankom. En mag hy Simeon vrylaat en Benjamin terugstuur. Dis mooi. Dis 'n mooi gebed vir 2026. Stem julle saam? Dis beautiful. En toe sê hy, as ek dan van my kinders almal beroof moet word, dan moet ek maar beroof word. Dis hoe hy hulle seën. Mag die genade van God met julle wees en julle almal veilig terugkom, maar as julle almal moet vrek, dan vrek ons maar saam. Wat? Wat 'n Christendom is dit? Wat 'n Christendom is dit? Is dit jou Christendom? Nou, whatever. Here seën my, maar whatever. Nee, dis Christelike ateïsme. Nee, maar laat u wil geskied, sodat u in my storie is, ten spyte van wat gebeur. Wees in my storie. Dis hoe hy moes geëindig het. Here, bring almal veilig terug in die genade. En as iets verkeerd gaan, maak ons bewus dat hy in ons storie is. Laat hy wil geskied, maar nie hy nie. En vers 16, hoor hierso. Toe Josef sien dat Benjamin by hierdie boeties is, soos hulle nou kom om kos te koop. Benjamin, onthou sy ma se ander kind, die geliefde Benjamin. Toe sê hy vir sy huisbestuurder van die huishouding. Net 'n caveat. Josef het nou 'n huisbestuurder soos wat hy Potifar sy huisbestuurder was. Julle gaan agterkom. Josef sy huisbestuurder is 'n kind van God. En Josef hanteer mense anders. Josef het ook nou 'n huisbestuurder soos hy was. Maar hoor 'n bietjie. En toe hy sien Benjamin kom, toe sê hy vir sy huisbestuurder, vat die manne na my huis toe en berei 'n feesmaal voor, sodat hulle middagete saam met my kan geniet. Dis die seën van die Here. Die man het so gemaak en hulle na Josef se paleis toe geneem. Toe die broers sien waarheen hulle geneem word, het hulle baie bang geword. Dis oor die geld wat die vorige keer in ons sakke gesit is. Hy wil ons oorweldig en ons sy slawe maak en ons donkies vat.
'n refleksie van jou omstandighede. Jy's 'n wrede mens, alles om jou is wreed. Jy's boos, alles is boos, want jy ag die wêreld en jy eer die rand. Come on, Christene. En is so mooi. Hoor hoe lyk dit as jy reg reageer. Hoor wat sê Josef se huisbestuurder. Hoor wat sê iemand wat leef saam met 'n Josef. Hoor wat sê Josef se huisbestuurder vir hulle. Vers 19. Toe die broers by die ingang van die paleis kom, gaan hulle na die bestuurder van Josef se huishouding. Hulle sê toe onmiddellik vir hom: "Meneer, toe ons laas keer Egipte toe gekom het, het ons op pad huis toe in die nag ontspan. Toe ons sakke oopmaak, toe kry ons die presiese bedrag geld wat ons vir die graan betaal het. Hier is dit alles terug." Nee, as jy al God se seëninge net weer teruggee, ek kan dit partykeer nie verstaan hoekom ons Christene so vinnig alles wat die Here vir ons gegee het net onmiddellik weer uitdeel nie. Maar hier is alles net terug. Ons het dit teruggebring. Ons het ook nog ander geld gebring om weer nog graan te gaan koop. Maar ons het geen idee hoe die geld in ons sakke beland het nie. Ja, want julle sien God nie raak nie. Hoor wat sê die huisbestuurder. Dis hoe jy moet reageer. Ontspan. Ontspan net so 'n bietjie. Rus net so 'n bietjie in sy genade. Calm down. God is good. Ontspan. Moenie julle so daaroor bekommer nie. Julle God, hoe 'n Egiptenaar vir 'n klomp Hebreërs vertel oor hulle God. Moenie dat die wêreld jou vertel oor jou God nie, hoor. Dis 'n skande. Julle God, die God van julle voorouders, moes dit vir julle teruggesit het. Ons het mos al julle betaling gekry. Ons sal mos nie dat julle hier weggaan sonder dat julle betaal het nie. So ek weet nie hoe is die geld in julle sak nie, maar iets moes gebeur het en julle God moes julle seker wou seën. Julle wanneer die wêreld vir jou vertel hoe goed jou God is en jy kla, skande. Skande op 'n kerk. Wanneer die wêreld moet vir jou vertel hoe goed jou God is. En so, om te draai na die einde toe, hoor Josef se storie. O, dit is so mooi. Hulle sit om die tafel en hulle eet en hulle geniet die kos. Josef sit sy beker binne in sy boetie se sak en hy stuur hulle weg met kos. En Josef sê, stuur my soldate agter hulle aan en bring hulle terug. En beskuldig hulle dat hulle my silwerbeker gesteel het. Jy sien, Josef wil na hulle harte kyk. Hulle almal kom terug in 'n groot panarie, gaan lees die storie. Ek het nie tyd nie, ek sal oor my tyd gaan lees hoe mooi daai storie is. Hulle almal kom terug en Josef sê, die een wat my beker gesteel het, sal nou my slaaf wees. En hoor wat sê Juda. Ja, Juda. Die leeu uit die stam van Juda. Juda staan op en hy praat namens al die boeties en hy sê, ek kan nie. Vat my lewe. Ek sal jou slaaf wees. Maak my dood, doen met my net wat jy wil. Maar ons is wreed en ons het ons boetie doodgemaak. Hierdie is die ander boetie van die ander vrou en ons is lief vir ons pa en hy sal doodgaan en ons genoeg tragedie, ons kan dit nie toelaat nie, ons sal die prys betaal vir alles, jy kan nie dit doen nie, asseblief vat my los vir Benjamin. En toe Josef sien dat die boeties bereid is om hulle self op te gee, dat hulle iets geleer het rondom liefde van 'n kruis, toe huil Josef so hard, hy stuur al die Egiptenare uit sy huis uit, en die Bybel sê, hy huil so hard, dat die mense in Farao se paleis, langs Josef se paleis, gehoor het hoe Josef huil. O, dit is so 'n mooi storie.
Josef was nie wreed nie, hy wou net sien of hierdie boeties 'n les geleer het. En toe hy agterkom hierdie boeties is lief. Toe huil hy. Hoor hoe mooi is hierdie storie. Ek lees julle vers 45. Hy sê, ek is Josef, sê hy vir sy broers. Leef pa dan nog? Maar sy broers was stom geslaan, want hulle het baie bang geword. Hoekom was die boeties bang? Want as die boeties soveel krag gehad het, sou hulle teen iets anders gedoen het as Josef. Daarom is hulle bang. Want hulle weet in hulle hart is hulle teen nie so goed soos Josef nie. Met al daai gesag en krag, wat sou jy doen? Wat sou jy doen as jy alles het wat jy wil hê? En hulle is bang vir Josef. En toe sê Josef weer vir hulle, kom nader na my toe. Jesus se woorde. Want jy moet bang wees vir Jesus ook. Want Jesus is ook veronderstel om jou dood te maak. Want jy is ook 'n sondaar en jy verdien die hel. En jy is veronderstel om in vrees en angs en bewe te werk aan jou bekering, want jy verdien nie die hemel nie, jy verdien die hel. En vrees en angs moet jou hart beslaan wanneer jy dink aan die dag wanneer jy doodgaan. Anders is jy net dwaas en verstaan jy niks oor jou vrede verlede nie. Maar vir 'n tweede keer sê Jesus vir jou, kom nader na my toe. Hulle kom toe nader en Josef sê vir hulle, ek is Josef, julle broer, wat julle destyds verkoop het en na Egipte toe gebring het. Ek het nie vergeet van jou sonde nie. Maar moenie julle self verwyd dat julle dit gedoen het nie. Leefgemeente, moenie jouself verwyd vir wat jy verkeerd gedoen het nie. Eintlik, hoor hoe reageer Josef? Eintlik is dit God wat dit gedoen het. Eintlik is dit God wat dit bewerk het. Jy wil jouself stukkend slaan. God is nog altyd met jou. God is agter alles. Hoe kan jy weghardloop van hom? Eintlik, ek het nooit gedink dit is net julle nie. Ek het besef God is agter alles. Hy het my vooruitgestuur sodat julle lewens gespaar kan word. 2 jaar hongersnood is verby, maar daar lê nog 5 jaar van swaar kry voor. In die tyd sal daar nie geploeg of geoes kan word nie. God het my voor julle uitgestuur om te voorsorg te tref dat julle en julle gesinne aan die lewe kan bly en sodat julle 'n groot nasie kan word. Ja, dit is God wat my gestuur het en nie julle nie. Wat 'n fantastiese reaksie van iemand wat agting gee op die een wat hy eer. Dis nie julle nie, dis alles God. Die swaar kry hier om jou in Suid-Afrika, dis nie hulle nie, dis alles God. Sien jy hom raak in jou swaar kry? Dis hoe ons moet reageer. Hy het gesorg dat ek as Farao se raadgewer aangestel word en ook as 'n bestuurder van die hele huishouding. Nou leefgemeente, jy gaan met Christene te doen kry en ek wil hê jy moet dit mooi hoor. Selfs mense wat Jesus raak sien en in die kerk sit, is reflekteer die wêreld wat hulle in leef. En selfs al op Sondag steek hulle hande op en hulle soos prys die Here, God is goed. Op Dinsdag dan vergeet hulle weer van God. Op Dinsdag is hulle weer reflekteer hulle weer die swaar kry in die wêreld om hulle. Besef dit oor jou. Want toe Josef se pa doodgaan, toe Jakob doodgaan, toe kom hierdie boeties wat oorweldig is met God se goedheid en hulle het vergifnis gekry vir hulle seer kry. En Josef het hulle gesê dit was God, so vergewe julleself. Alles is oukei. Kom bly hier, kom eet hier van my tafel af. God se goedheid en guns is op die kruis vir jou. Jy gaan hemel toe.
Toe die kerk platval of die grootste Christen in jou lewe doodgaan of wegtrek en ewe skielik is die Christen in jou wêreld nie meer daar nie. Hoor wat sê die boeties vir Josef toe hulle pappa doodgaan. Genesis 50. Na die broer se pa dood is, het Josef se broers baie bang geword. Nou gaan Josef ons terugbetaal vir al die kwaad wat ons aan hom gedoen het. Hoekom is julle so? Hoekom is julle so? Hoekom is julle so? Dis hoe ek praat. Weet jy hoeveel Christene loop weg van die kruis as gevolg van hierdie kondisie, hierdie reaksie? Weet jy hoeveel Christene loop weg van ewige redding as gevolg van hierdie nalatigheid, dat hulle verkeerd reageer? Nou gaan Josef ons doodmaak. Daarom stuur hulle die volgende boodskap vir Josef. Nou jok hulle, want hulle is bang. Voordat jou pa gesterf het, het hy ons beveel om vir jou te sê, vergewe tog jou broers van die onreg wat hulle aan jou gedoen het. Vergewe ons tog nou, want ons dien mos dieselfde God, en ons het mos dieselfde pa, manipulasie. Toe Josef hierdie boodskap kry, het hy in trane uitgebars. Wat is fout met Christene dat ons so vinnig vergeet van die kruis? En Josef bars in trane uit. Sy broers kom toe self en val voor hom neer. Ons sal jou slawe wees. Vergewe ons tog net. God, ek sal enigiets vir jou doen. Soek jy my geld, soek jy my tiendes, soek jy my tyd, soek jy my kinders. Wat moet ek doen? Ek sal enigiets vir jou doen. Vergewe my net, God. En ons kerke wat hierdie goed preek en die wêreld sien dit en dit is so 'n verkeerde reaksie. Maar Josef sê vir hulle in 2026, moenie vir my bang wees nie. Ek is nie God nie. Julle het my kwaad aangedoen. Maar God het die kwaad wat julle gedoen het omgekeer in iets wat goed is. Hy het deur my gesorg dat 'n groot volk sal leef. Moenie bang wees nie. Wees verseker. Ek sal self vir julle en julle gesinne sorg. Dis die woorde van Jesus. Ja, julle het my gekruisig met julle sonde, maar God het laat dit gebeur, sodat deur my dood baie mense kan leef. So moenie bang wees vir God nie, wees verseker, God sal vir jou sorg. Moenie laat iemand vir jou jok in 2026 nie. Moenie laat jy jou geloof verloor, of moenie laat jou vriende hulle geloof verloor nie, moenie laat jou familie hulle geloof verloor in 2026 nie. Dis 'n onnodige tragedie, dis 'n verkeerde reaksie. Kom ons kyk na Josef, kom ons leer hoe om reg te reageer. Want dan gaan jy Jesus raak sien. Dan is jy reg vir Paasfees, wat gouer om die draai is as wat ons dink. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons wil vir U dankie sê dat U die mensdom ken. Dankie dat U weet wat die kondisie van ons harte is en daarom het ons nuwe harte nodig. Dankie dat U weet dat ons wat in hierdie gebou sit, baie meer soos die broers van Josef is, as wat ons soos Josef is. Elkeen van ons, Here, identifiseer eintlik baie meer met hulle. Daarom het ons 'n boetie soos Josef nodig. Daarom het ons Jesus nodig. Help ons, Here, om soos U te wees. Help ons om lief te hê soos U liefhet. Help ons om ons naaste lief te hê soos U ons liefhet. Leer ons om volgelinge van Jesus te wees. Want Josef het verstaan wie Jesus is. Hy was 'n skaduwee van die Jesus wat sou kom. Dankie daarvoor. Ons prys U vir 'n nuwe jaar. Ons prys U vir hierdie storie. Ons prys U vir die harde boodskap wat ons hier binne moet dra. Nie net vir onsself nie, maar vir die wat ons liefhet. Kom en doen die werk in ons, deur die Heilige Gees. In Jesus naam, alle eer tot die Vader. Amen en amen. Mag julle 'n fantastiese jaar beleef.
geniet hierdie jaar in sy genade en kom ons reageer met alle eer. Totsiens, sien julle volgende week.